besig met die reeks in Romeine, waar ons ook in hierdie gedeelte waar ons nou is aansluit, ook by die lydenstyd. Ons skrifgedeelte vir vanoggend is Romeine 8 vers 17. Ek sit die 2020 vertaling vir u op die skerm, maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit die oor en bid ons net saam. Hemelse Vader, ons aanbid u as die lewende Here. U wat in ontoeganklike lig woon, heilig, waar die engele u toeroep, heilig, heilig. U wat sonde haat, maar u wat vir ons kom wys het deur u seun hoe liefde lyk. Ja, Here, ons weet nie hoe liefde lyk nie, want ons harte is verdorwe en van nature haat ons eintlik ons mekaar en ook vir u. En ten spyte daarvan het u vir ons lief gehad en verander u vir ons. Ons aanbid u as die lewende Here, as 'n barmhartige en 'n genadige God wat na ons toe afgebuig het. Ons aanbid u. Dankie dat ons u lof kan besing. Dankie dat ons kan saam wees. Kan aanbid. Dankie vir u woord. Ons bid dat u ook in hierdie oggend met ons sal praat, Here. Spreek, Here, want u kinders luister. Amen. Ons lees saam Romeine 8 vers 17, verlede Sondag, Romeine 8 vers 15 en 16 na gekyk. Paulus sê, maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Lees dit so ver. Ons tema is, ons hemelse Vader gebruik lyding om sy kinders voor te berei vir hemelse heerlikheid. Ons hemelse Vader gebruik lyding om sy kinders voor te berei vir hemelse heerlikheid. Geliefdes, vir die kinders van die Here wag daar 'n hemelse erfenis, onbeskryflike hemelse heerlikheid. Paulus sê ons kan dit nie bedink nie, ons kan ons dit self nie voorstel nie. Dit wat wag, wat God vir sy kinders voorberei het. Onbeskryflike hemelse heerlikheid aan die einde van hierdie aardse pad. En daardie aardse pad is die nou pad saam met Jesus, waar hy gesê het ons stap saam met hom. Maar daardie pad is by tye oortrek en toegegroei met dubbeltjies van lyding, swaar kry en beproewing, wat almal van ons in 'n minder of 'n meerdere mate al ervaar het al. Party meer as ander. Ek wil 'n beeld gebruik. Shaka Zulu. Nou tussen hom en die hemelse Vader is daar eintlik nie ooreenkomste nie, maar jy sal nou verstaan hoekom ek die beeld gebruik. Gevreesde Zulu koning 1816, 1828. Geweldige leermag opgebou wat die Engelse verslaan het daar in Natal by meer as een geleentheid. Sy Zulu krygers het gemaklik 80 km per dag afgelê. En om hulle voor te berei vir oorlog, het Shaka hulle op doringagtige grond met duiveltjies laat dans en hardloop. En party sê as hulle pyn getoon het, het hulle doodgemaak. So het hulle voorberei. Hulle mag ook nie sandale gedra het of skoene nie. So het hy hulle voorberei vir wanneer hulle in 'n veldslag kom. Maak nie of wat dorings is hier dan hardloop hulle deur dit. Hulle is gelouter en voorberei deur pyn. So het hulle voorberei. Ons hemelse Vader, soos wat ek gesê het nie eintlik ooreenkomste met hom nie, gebruik in sy groot liefde, dis belangrik dat ons dit sê, dubbeltjies van lyding en swaar kry, om ons geloof te louter en ons karakter te vorm. Dis baie duidelik. Meeste van ons ken dit. Romeine 5 het Paulus al gesê, swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. Petrus skryf ook, dan sê hy, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. Nou die Here gebruik lyding en beproewing om ons geloof te louter, om ons voor te berei en gereed te maak vir die hemelse erfporsie, die hemelse heerlikheid wat vir ons wag aan die graf. Nou vanoggend gaan ons in die lig van Romeine 8 vers 17 kyk, wat is hierdie hemelse erfenis wat aan die graf wag en hoekom God
lyding gebruik om sy kinders voor te berei vir hulle hemelse erfenis. Paulus begin vers 17 met die ongelooflike, heerlike waarheid. Hy sê, maar as ons kinders is ons ook erfgename van God. Kinders van God is erfgename van God. Nou hier is dit nogals belangrik om net weer die ankerpenne van jou geloof in te slaan en seker te maak dat jy 'n kind van God is. As ons net so vir 'n gedagte net so 'n paar oomblikke kan laat teruggaan, want nie alle mense is outomaties kinders van God nie. Dis iets wat geleer word. Alle mense is kinders van God, wat God het almal gemaak. Jy kan dit glo as jy wil, maar dan glo jy nie meer wat die Bybel glo nie. Dit kan jy ook doen, maar jy is nog steeds nie by die Bybel nie. Nee, in Romeine 8, wat handel oor die Heilige Gees se werk in die lewe van 'n gelowige, spel Paulus dit baie duidelik uit. Hy sê, gelowiges in Christus het die Gees ontvang, leef volgens die Gees, bedink die dinge van die Gees. Ongelowiges het nie die Gees nie, leef volgens hulle ou mens, bedink die dinge van hulle ou mens. En dan gaan hy verder, dan sê hy net diegene wat die Gees van God ontvang het, hulle is kinders van God, deur geloof in Jesus. En dan in vers 13 tot 14, toon Paulus aan dat die kinders van God diegene is, wat hulle deur die Gees laat lei spesifiek om die sondige praktyke van hulle ou mens dood te maak. Klaar te speel met sonde. Deur die krag van die Gees verander te word om meer en meer soos Jesus te word. Dis die bewys dat jy vervul is met die Gees, want dis wat die Gees doen. En om ons te verseker dat ons kinders van God is, gee die Gees ons 'n verdere versekering. Paulus sê, die Gees roep in ons, Abba Vader, daai begeerte van jou om te bid en op jou knieë te gaan en die Here te aanbid, dis die Gees wat dit in jou sit. En dan sê hy in vers 16, die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is, dat jy weet, jy behoort aan die Here. Nou is ons terug by die wonderlike belofte in vers 17, waar Paulus dan die logiese gevolgtrekking maak. As ons tot by hierdie punt gekom het, maar as ons kinders is ons ook erfgename van God. As jy 'n kind van God is jy 'n erfgenaam van God. Laat dit 'n bietjie insink. Nie erfgenaam van 'n baie ryk man of selfs die rykste man in die wêreld is nie, is niks. Erfgenaam van God. Die rykdom en skatte van hierdie wêreld kan nie in dieselfde asem eers genoem word as God se skatte nie. Hoekom nie? Ag, mense kan baie daaroor praat. Dawid sê in Psalm 24, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Alles behoort in elk geval aan hom. Jy is sy erfgenaam. U ken die lied van Leon Ferreira, my pa is die koning van die heelal, jy weet. God is die eienaar van die ganse skepping. As kind van God is jy erfgenaam van hom. Net die gedagte daaraan moet jou opgewonde maak, meer as enige iets anders erfporsie hier op aarde. Dit bring ons by die eerste punt. Wat is die erfdeel van die kinders van God? Wat behels die erfdeel van kinders van God as erfgename van God? Nou dit loop deur die hele Bybel. Ek gaan net kortliks vir u paar teksgedeeltes daar gee. Ten eerste het God aan Abraham die belofte van 'n beloofde land gegee, en dan kom Paulus en dan verwys hy in Romeine 4, dan sê hy, die belofte dat Abraham die wêreld as erfdeel sou ontvang, het gekom deur die geregtigheid van die geloof. Ek kan daar gaan lees in Genesis 12 en 17 as jy sien wat die Here vir Abraham gesê het. Nou hierdie belofte dui op veel meer as net die belofte van 'n beloofde land aan die volk Israel. En dit loop soos 'n goue draad deur die Bybel. In Psalm 37 lees ons, die regverdige sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Dis meer as die beloofde land. En dan ongeveer 700 jaar voor Christus profeteer Jesaja en dan sê hy, en ek weet nie of hy dit verstaan het nie, ek dink nie hy sou dit heeltemal verstaan het nie, want dit was deur die Gees gelei. Ja, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, sê die Here deur hom. Aan die vroeëre sal ek nie meer gedink word nie. Dit sal nie in die mense se gedagtes opkom nie. 700 jaar voor Christus voorspel Jesaja al, daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom. En dan in die bergrede gee Jesus die uitleg van Jesaja se profesie as die vervulling van die landsbelofte. En dan sê Jesus, en ons lees baie keer daaroor sonder om dit te besef, gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Wil jy graag 'n stukkie grond besit?
die sagmoediges, gaan die aarde erf. En dan in Openbaring 21 vers 7 beskryf Johannes die nuwe aarde as die woonplek van gelowiges na die Here Jesus se wederkoms. Daar lees ons, ek het nou gevat van Genesis af dwars deur. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan. 800 jaar nadat Jesaja dit ook gesê het. Nou die nuwe hemel en die nuwe aarde sal die huidige bedeling wat asemrowend is, in skoonheid en heerlikheid, by verre oortref. By verre. Jy gaan dit nie kan vergelyk. Dit wat jy nou sien, wat jou so opgewonde maak, jy gaan nie kan vergelyk met die nuwe hemel en die nuwe aarde nie, want daar gaan nie sonde wees nie, ook nie siekte nie, ook nie dood nie, ook nie pyn nie. Maar dan sien ons dat die eintlike erfenis van gelowiges God self is. Onvoorstelbaar, onbeskryflik. God self is ons erfenis. Want Johannes sien ook in Openbaring, kyk, God se woonplek is by die mense en hy sal by hulle woon en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal in hulle teenwoordigheid wees. Dit was die probleem in die Ou Testament. Niemand kon by God kom nie. Nie eers in die allerheiligste van die tempel en die hoëpriester eenmal 'n jaar. Erfgename van God se hoogste betekenis is dat kinders van God gereinig, geheilig, geregverdig deur Jesus se bloed, die vreugde van God se teenwoordigheid kan beleef en ervaar. Nou interessant, as jy in die Ou Testament gaan lees, God se uitverkore kinders, reeds in die Ou Testament was die enigste erfdeel van sy uitverkore kinders, wat hulle eintlik begeer het, God self. En ons kry dit veral in die Psalms. Psalm 16, die Here is die deel van my erfenis. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, omdat die Here my erfenis is. Psalm 73, wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. God is my erfdeel tot in ewigheid. En daarom die verlange, ook in die Ou Testament, en die versigtiging na die Here se teenwoordigheid, wat hulle nie kon beleef nie as gevolg van sonde en al die skeidings om by God uit te kom. Daarom bid die psalmdigter in Psalm 63, God, U is my God, na U soek ek. My siel dors na U, so het ek uitgesien na U in die heiligdom, daar in die tempel, om U krag en die glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Dit was die begeerte. Nou hierdie erfenis, om die heerlikheid van die Vader se heilige teenwoordigheid te beleef, sal eers in die nuwe hemel en die nuwe aarde deur die Here Jesus ten volle vervul word. En dit bring ons by die volgende aangrypende waarheid oor ons hemelse erfenis. En dit is, God se kinders, sê Paulus, is mede-erfgename met Christus. Om 'n mede-erfgenaam met Christus te wees, hy is die ouer broer. Ons het verlede Sondag dit vir mekaar gesê. Het verrykende implikasies. Wat beteken dit? As 'n mede-erfgenaam met Christus, gaan jy as jonger broer of jonger suster van Christus dieselfde erfdeel van die Vader ontvang as wat Christus ontvang het. Nie volledig nie, maar jy gaan deel in dit. So die eerste vraag wat ons moet vra is, wat is die erfenis van die opgestane Christus? Wat is sy erfenis? Ek gaan vir 'n klomp tekste gee net, so ek gaan nie daarby stil staan nie, mens sal 'n reeks daaroor kan hou, net om die prentjie vir jy oop te maak. En die eerste punt is, Jesus is erfgenaam en geregeerder van alles in die hemel en op die aarde. En net enkele tekste daar, Hebreërs 1 vers 2, God het Christus erfgenaam van alles gemaak, alles. Hebreërs 1 vers 3, Christus hou alle dinge deur sy magswoord in stand. En dan Kolossense 1:17, voor alles was Christus al daar en deur hom bly alles in stand. Dis sy erfenis. Dis wat hy erf na sy opstanding en sy verheerliking. Wat behels hierdie alles? Kolossense 1:16, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Alles. Paulus brei uit daarop. Dis die eerste erfenis van Christus. Die tweede is, Jesus sit op sy troon, die regterstoel langs sy Vader en gaan oor die lewendes en die dooies oordeel.
Dis deel van sy erfenis. Dis wat gaan gebeur. Nou, ons sien in Hebreërs 1 vers 3, Jesus Christus het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel, daar waar hy nou is en vir sy kinders intree. En dan in Handelinge 10:42 lees ons, dit is Christus wat deur God aangewys is as regter oor die lewendes en die dooies. En dan kom ons by die laaste punt wat gaan oor Christus se erfenis, is Jesus Christus het 'n verheerlikte liggaam ontvang na sy opstanding. Ons lees daarvan. In Johannes 17 bid Jesus daarvoor, voor sy kruisiging. Dan bid hy, dan sê hy, Vader, verheerlik my by U met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Hy het die heerlikheid verlaat, 'n menslike liggaam gekry, nou is hy met 'n verheerlikte liggaam in die hemel wat hy nie gehad het nie, want hy het nie 'n menslike liggaam gehad nie, nou is daai liggaam verheerlik. So verheerlik my by U met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Die Hebreërskrywer beskryf dit ook, hy sê, uit Christus, dis na sy opstanding, straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. En wanneer Johannes op Patmos vir Jesus sien, na hy sy verheerlikte liggaam gekry het, dan lees ons, sy Christus se hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Ons sou boeke kon skryf oor dit, maar in kort, hierdie 3 punte, jy gaan meer kan sê, dis die erfenis van Christus. Net om die 3 punte saam te vat, die erfenis van Christus, Jesus is erfgenaam van alles en regeer oor alles. Jesus sit op sy troon en gaan oor die lewendes en die dooies oordeel. Jesus het 'n verheerlikte liggaam ontvang. Nou die vraag, hoe gaan ons mede-erfgename wees met Christus? Dit wil sê, erf en deel in dit wat Christus ontvang. Kom ons kyk na hierdie 3 punte. En dit is belangrik om te let dat Jesus self vir sy disippels uitspel. En ons lees dit ook van Paulus se briewe, hoe hulle mede-erfgename gaan wees met Jesus. Kom ons vat die eerste punt. Jesus is aangestel as erfgenaam van alles in hemel en op aarde en regeer oor alles. In watter sin is ons mede-erfgename van Jesus wat in God se koninkryk oor alles aangestel is en oor alles gaan regeer? Hoe gaan dit gebeur? Luister na Paulus se woorde aan die Korintiërs. Ek gaan net die tekste lees, ons kan nie nou daarby stil staan nie. Alles behoort tog aan julle, skryf Paulus. Hy sê of dit die wêreld of lewe of dood of teenswoordig of toekomstige dinge is, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Kan jy die ooreenkoms sien? En dan in Lukas 22 sê Jesus vir sy disippels, net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Daar gaan 'n regerersfunksie wees. En dan in die gemeente van Laodicea beloof Jesus dat hy die gesag om te regeer aan God se kinders sal gee, soos wat dit aan hom gegee is. En in Openbaring 3:21 sê hy vir die gemeente van Laodicea, wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Sien jy die erfenis? Hier is duidelik sprake dat God se kinders as mede-erfgename van Christus gedelegeerde mag en gesag van Jesus kry om in God se koninkryk te regeer. Moenie vir my vra presies hoe dit werk nie, ek kan net vir u wys wat die Bybel daaroor sê. Dan die tweede punt. Jesus sit op sy troon en gaan oor die lewendes en die dooies as regter oordeel. Nou is dit moontlik dat God se kinders as mede-erfgename van Christus as regters wat oordeel in God se koninkryk kan funksioneer? Hoor wat skryf Paulus aan die Korintiërs. Hy sê vir hulle, of weet julle nie dat gelowiges oor die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie? Engele wat afvallig geraak het. En wat sien Johannes in Openbaring 20 vers 4? Bevestig in 'n sekere sin Paulus se woorde. Hy sê, toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Alhoewel alle gelowiges voor die regterstoel van Christus
sal verskyn, waar God jou ook sal beloon vir wat jy in die koninkryk gedoen het. Jy word uit genade gered. Sal deel van ons erfenis wees as mede-erfgename met Christus, dat ons die bevoegdheid sal ontvang om oor die wêreld oor die engele te oordeel. Hoe dit werk, weet ek nie. Dit is wat die Bybel sê. Die derde een is, Jesus het 'n verheerlikte liggaam ontvang. Nou, as mede-erfgename van Christus sal ons ook soos Christus volmaakte, verheerlikte liggame ontvang. Dis waarvan Paulus in Romeine 8:17 skryf, waar hy sê, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dis wat Paulus daar bedoel. Dan sal die Vader in en deur ons verheerlik word, wanneer jy 'n verheerlikte liggaam ontvang. En die son, so dit sal wees soos wat die Here aan Johannes verskyn het, dan word die Vader verheerlik. Die apostels is duidelik daaroor dat ons verheerlikte liggame sal ontvang soos Christus. Hulle het ook nie presies geweet hoe nie, maar ons lees byvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 2, dan skryf Johannes, dan sê hy, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God, dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Jy gaan soos hy wees. En dit gaan net moontlik wees omdat jy 'n verheerlikte liggaam kry. Paulus bevestig dit aan die Filippense, en daar word dit baie duidelik gestel. Jesus sal ons nederige liggaam verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, deur die krag wat hom in staat stel om alles aan homself te onderwerp. So met sy wederkoms gaan jy 'n verheerlikte liggaam kry. Verheerlikte liggame soos Christus, dit is ons grootste erfenis. Want so kry jy deel aan die hemelse heerlikheid. So gaan jy staan in God se teenwoordigheid. Nou in Romeine 8:17 kry ons dus 'n heerlike belofte wat jou opgewonde maak. As mede-erfgenaam van Christus gaan jy 'n verheerlikte liggaam soos Christus kry, om so deel te kry aan die heerlikheid van God. Dis onvoorstelbaar. Jy kan dit nie jou voorstel nie, maar weet dit. Dis hoekom dit wat hier op aarde is, verdwyn soos mis voor die son, as jy dit op enige manier probeer vergelyk met jou hemelse erfenis. Maar dan is daar ook 'n voorwaarde, of voorwaarde is miskien nie 'n verkeerde woord, daar is liewers 'n weg waar langs ons by hierdie heerlikheid sal uitkom. Kom ons kyk weer na Paulus se woorde in vers 17. Hy sê ons is mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou hierdie kan nogal ongemaklik op die oor val. Mits ons saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Ons hou van die gedeelte oor die mede-erfgename en oor hierdie erfpoort, maar ons hou nie van hierdie mits ons inderdaad saam met hom ly nie. As ons saam met Christus ly, sal ons saam met Christus verheerlik word. Is daar 'n ander weg, pad of manier waardeur ons die hemelse heerlikheid gaan beerwe? Nee, daar is nie. Daar is nie. Hemelse heerlikheid wag aan die einde van 'n smal pad, waar daar baie keer dubbeltjies op is. Lyding. Soos John Piper dit raak sê, hy sê, no pain, no gain. Ken ons. No cross, no crown, no suffering, no inheritance. That's the way it is. Paulus se bemoediging en versterking van die disippels in Antiochië oor die nou pad, as ek mense vandag so bemoedig, gaan dit hulle waarskynlik meer afskrik as bemoedig. Daar staan hy hulle bemoedig. Ons lees, hulle het die disippels geestelik versterk en hulle aangemoedig om in die geloof te volhard. En dan sê Paulus vir hulle, ons moet deur baie ontberings heen in die koninkryk van God ingaan. Dis die pad. Ons moet deur baie ontberings heen in die koninkryk ingaan. Daar's nie 'n kort pad nie. Daar's ook nie 'n ander pad nie. Dis die pad. Hier is 'n patroon of 'n wetmatigheid wat deur God vasgelê is. Eers lyding, daarna verheerliking. Dit was waar van Jesus se lewe en is ook waar vir die lewe van God se kinders. Jesus het ter wille van ons 'n pad van uiterste lyding gestap om na sy opstanding verheerlik te word. Dit loop soos 'n refrein.
Aan die Emmausgangers het Jesus na sy opstanding gesê, moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie. Kon die Vader dit anders te doen? Hy het nie. Petrus wys daarop dat die profete dit voorspel het. 1 Petrus 1:11, die gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. Geliefdes, wie is ek en jy om te dink, ons kan 'n ander pad stap as ons verlosser? Sy uiterste lyding het verlossing bewerk. My lyding gaan nie verlossing bewerk nie, maar dis die patroon. Wie dink ons is ons, dat ons dink ons gaan 'n ander pad stap as hy? Wanneer ons kruis opneem in 'n godvyandige en 'n gebroke wêreld. Daar word evangelie verkondig wat sê, as jy 'n koningskind is, dan as ek die Engels kan gebruik, dan bypass jy dit. Dis die Bybels nie. Dis doodgewoon nie Bybels nie. Christus is die erfgenaam van alles. Christus het gelei en is daarna verheerlik. Die Vader het dit as patroon neergelê. As mede-erfgename van Christus sal ons ook ly en daarna verheerlik word. Daarom sê Paulus in vers 17, as ons saam met Christus ly, sal ons saam met Christus verheerlik word. En dan bevestig hy dit op soveel plekke in die Nuwe Testament. 2 Korintiërs 4:17 sê Paulus, want ons ligte en tydelike verdrukking. Nou as Paulus van ligte en tydelike verdrukking praat, dan is dit nie so lig en tydelik nie. Gaan lees maar wat hy deurgemaak het. Bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. En geliefdes, ons vergeet dit so gou. Jesus self het sy disippels opgeroep tot 'n lewe van wat? Selfverloning, kruisdra, sterf aan jouself en lyding. Hy het vir hulle gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Nêrens het ons enige aanduiding hier dat Jesus ons oproep tot 'n lewe van gemak en plesier, vry van enige lyding nie. Swaar kry sorge en probleme nie. Ons verander baie keer God, ons maak van hom 'n genie. En dan, hy moet my lyding wegvat, hy moet my swaar kry wegvat, hy moet net my probleme oplos, en hy moet dit vir my gemaklik maak, en hy moet vir my plesier gee. So as ek in die moeilikheid kom, dan bid ek dat hy dit vir my sal doen. Die Bybel praat nie so oor God nie. Om jou kruis vir Jesus op te neem, sê hy self, spel die dood, lyding en swaar kry, want om jou kruis op te neem, dui op die dood en ontberings ter wille van Christus. Hoekom? Hoekom is dit so? Ons lewe in 'n godvyandige wêreld, waar geloof in Jesus en getrouheid aan Jesus jou noodwendig in konfrontasie bring met die duiwelse ryk van duisternis. Die bose magte, die owerhede in die lig. Dis 'n geestelike stryd. Paulus praat daarvan in Efesiërs 16. Nou as ons meester, ons Here teenstand gekry het, sal ons ook teenstand gekry. Nou hy was volmaak, ons is nie volmaak nie, so ons gaan nog makliker teenstand kry. As die Satan skrifgeleerdes kon aanhits om die seun van God te vervolg en uiteindelik dood te maak, alhoewel dit deel van God se plan was, hoeveel te meer ons, die draers van sy boodskap. Daarom het Jesus vir sy disippels gesê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Nou, jy kan leef in 'n tyd waar daar bitter min vervolging is. Ons leef nie in 'n land waar mense fisies vervolg word nie, maar daar is sulke mense. Baie plekke nou. Gaan jy teenstand kry? Dominee Johannes de Koning het gister vir my gesê, as ons, selfs in die land, ons praat oor die onderwerp, besef my, as ons in die land opstaan vir die Here soos wat ons moet opstaan, dan gaan ons baie meer teenstand kry. Maar nou is ons is versigtig hoe ons dit doen. So lyding is onverwendbaar. 'n Belangrike vraag is egter, en hierdie is baie belangrik, is die lyding waarvan Paulus hier in Romeine 8 vers 17 praat, net vervolging, terwille van jou geloof in die Here Jesus? Net martelaarskap, net teenstand? Soos nou onlangs, net om vir u te wys hoe aktueel dit is, soos nou onlangs in die DRC, waar militante rebelle, 70 Christene in Kasanga, is die 13de Februarie 2025, dis nou die dag, in 'n protestante kerk bymekaar gemaak het en met kapmesse en hamers doodgemaak het.
Hulle in daai kerkie het hulle 70 bymekaar gemaak en hulle doodgemaak. Hulle dood was wreed, geweldig wreed. Maar hoor wat sê Jesus? Daar is die begrafnis van die 70. Gelukkig is julle, wanneer die mense julle vervolg, wees bly, jubel, julle beloning is groot in die hemel. Ons sien die graf, ons sien die wreedheid. Daar is 'n hemelse heerlikheid wat hulle nou beleef. Ons verloor dit baie keer uit die oog uit. Maar terug na die vraag, is die lyding in Romeine 8 vers 17 net vervolging ter wille van Christus? Nee, dis nie net vervolging nie, in 'n groot mate, maar dis nie net dit nie, want ons lewe in 'n gebroke wêreld wat deur God vervloek is as gevolg van die sondeval, waar siekte, natuurrampe, chaos saai. Net as jy iets reg gekry het, dan is daar iets wat dit teenwerk. Net as dit goed gereën het, dan is dit oor 2 jaar weer droogte. Dis 'n voortdurende stryd. En om in Jesus te glo, maak nie dat jy dit vryspring nie. Al daai rampe en ellende, om in Jesus te glo, maak nie dat jy dit vryspring nie. Daar is 'n evangelie wat dit verkondig, sê, jy moet net in Jesus glo, dan gaan jy al daai goed vryspring. En as jy dit nie vryspring nie, het jy sonde gedoen. Dis 'n dwaling uit die hel uit. Jy gaan nie dit vryspring nie. Soos Prof Willie Jonker teregskryf, hy sê, Paulus het hier alle lyding op die oog, nie net lyding ter wille van Christus nie. Alle lyding van die gelowige is 'n lyding saam met Christus. Want wanneer jy 'n Christen is, 'n kind van God en die gees van God is in jou en jy beleef lyding van watter aard ook al, is dit lyding met Christus, want Christus stap saam met jou op die pad. Alle siekte, alle verlies, rampe, dood, ellende, beproewings is deel van daardie lyding. En almal van julle wat hier sit, het al lyding gehad in een of ander mate. Is deel van die lyding waarvan Paulus in vers 17 praat. As ons saam met Christus ly, sal ons saam met Christus verheerlik word. As kind van God bid ek baie keer dat God daardie lyding, daardie siekte, daardie beproewing, daardie probleme en daardie omstandighede sal wegneem, en ek verstaan nie hoekom God dit toelaat en vir my beskik het nie, want hy is in beheer. Knoop dit in jou hart. Omdat die gees van Christus in jou woon, is alle lyding wat jy verduur, lyding met Christus. As jy kanker het, en jy ly, die gees van God is in jou. Dis lyding met Christus. Hy's by jou. En God het jou lyding uitgemeet, en die lyding wat jy as Christen saam met Jesus ly, is nodig, sodat jy saam met Christus verheerlik kan word. Ons kan bid dat dit wegvat. Paulus het die Here gevra, Here, hierdie boodskapper van Satan wat by my die vuiste slaan, vat dit tog weg asseblief. Toe sê die Here vir hom, nee, my genade is vir jou genoeg, my krag word in swakheid volbring. Jy kan bid en partykeer vat die Here dit weg. Partykeer vat hy dit nie weg nie. Baie keer nie. Nou kan jy dalk wonder, hoekom gebruik ons Hemelse Vader lyding en beproewing in ons lewens voordat hy ons verheerlik? Ons het so daaraan geraak. Is dit nodig? Is hy nie 'n God van liefde nie? Hoekom lyding? Kan hy nie iets anders gebruik het nie? Hy is tog God, hy is almagtig. Hoekom gebruik hy nie iets anders nie? Hoekom lyding, beproewing, swaar kry? Dit bring ons by ons tema en ek formuleer dit as 'n vraag, hoekom gebruik ons Hemelse Vader lyding om ons voor te berei vir die hemelse heerlikheid? En hier moet ons ten eerste onthou, en dis baie belangrik, die Vader se finale doel met ons verlossing is om ons volmaak, heilig en regverdig met 'n verheerlikte liggaam voor hom te stel. As God jou red, het hy een doel vir jou heiligmaking, en hy wil jou heilig voor sy troon laat staan. In sy ontzagwekkende heiligheid. Dis sy doel met jou. Nie jou begeertes nie, dis sy doel met jou en hy's op pad met jou. Die Bybel sê God maak ons heilig. En hy sal alles gebruik om jou heilig te maak. Enigiets. Hy gaan niks ontsien nie om jou heilig te maak. Alles. So werk liewers saam met hom. As jy sy kind is en jy werk teen hom, dan gaan hy net, hy's almagtig. Hy gaan jou heilig maak en hy gaan enigiets gebruik. Onthou, deur die geloof in Christus is jy bekleed met die geregtigheid van Christus en jy is vrygespreek van God se oordeel. Maar dan is jy op 'n pad van heiligmaking.
En die Heilige Gees wil jou toenemend verander, sodat jy jou ou mens aflê en die nuwe mens aantrek om soos Christus te word. En ons het nou lank stilgestaan by dit. En ons weet uit Romeine 7 uit, dat die ou mens is steeds daar, hy het in beginsel saam met Christus gesterf, hy is oorwin, jy kan in oorwinning lewe, maar dis 'n daaglikse stryd teen die ou mens, waar jy biddend in gebrokenheid, in nederigheid en afhanklikheid in oorwinning leef. En nou moet jy mooi luister. Die Heilige Gees gebruik alle lyding, hartseer, beproewing, swaar kry, teenstand en vervolging in jou lewe om die ou mens te kastei en te oorwin en die sonde dood te maak en te verslaan, sodat jou lewe nie meer deur jou sondige begeertes beheer word nie, maar deur die Gees. Hy gebruik enige iets. Dis wat die teks beteken, God sal alles ten goeie laat meewerk. Hy gaan alles ten goeie laat meewerk om jou heilig te maak. Dis sy doel. Sodat jy volgens sy wil kan lewe. Nou Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 1 tot 2, dan sê hy, omdat Christus, nou hoor mooi wat sê Petrus, hierdie is baie belangrik, omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, hoor wat sê hy, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Hoe werk dit? Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God, liggaamlik gelei het. Dink aan kanker, dink aan 'n siekbed, dink aan vervolging. Hierdie is vaste kos wat jou tande breek. Daai teks, dis vaste kos wat jou tande breek. Dink 'n bietjie, gelowiges wat vir jare in die tronk gemartel is. Dan kom hulle na 20 jaar uit. Is hulle gelouter. Hulle is staande gebly deur die krag van God. Weet jy wat? Hulle aptyd vir sonde is weg. Hulle aptyd vir sonde is weg, want hulle het liggaamlik gelei. Hulle is gelouter. Dis hoekom Petrus sê, wie liggaamlik gelei het, het sonde, met die sonde afgereken. En die Here se doel met jou is om jou heilig te maak. En die volgende wat gebeur is baie belangrik, want dit stop nie daar nie. Wanneer die Heilige Gees lyding en beproewing gebruik om die ou mens af te breek, word Christus sigbaar. Dan word Jesus sigbaar. Paulus getuig daarvan in 2 Korintiërs 4 vers 10. Baie diepsinnige teks. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam. Dit beteken alle lyding wat my ou mens doodmaak, wat my liggaam afbreek, wat my laat swaar kry. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Dan gaan hy aan en sê, want ons wat leef word voortdurend aan die dood uitgelewer. In sy geval was dit die verskriklikste fisiese lyding ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. Soos ek geweldig ly, maak nie saak wat se lyding nie. Kan die verlies ook wees van iemand wat weggevat is. Dit kan siekte wees, dit kan vervolging wees. Dit, as ek daarin uitgelewer is, ter wille van Jesus, dan word die lewe van Jesus in hierdie sterflike liggaam sigbaar, want God se doel is om my heilig te maak en my so voor die Vader te stel. Ek wil afsluit. Paulus roep gelowiges op om met ander oë na hulle lyding as gelowiges te kyk. Hy sê, Petrus, Paulus doen dit ook, maar in hierdie geval Petrus. Hy sê, wees eerder bly, na mate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig sal kan jubel. Wees bly na mate julle deel het aan die lyding van Christus. Watter beproewing of ding, dit beteken nie jy's 'n masochis nie. Dit beteken dat die Here jou sal help om met ander oë na jou lyding en swaar kry te kyk. Ek het vir u genoem, Paulus het een keer gebid en vir die Here gevra, neem hierdie doring weg, hierdie boodskapper van Satan wat my met vuiste slaan. Maar in die meeste ander gevalle het hy in 'n sekere sin sy lyding en sy swaar kry en sy vervolging het hy daarin geroem. Hy is meer vervolg en het lyding ter wille van Christus deurgemaak as die meeste ander gelowiges. En hy omhels dit in wetende dat God dit gebruik om hom voor te berei vir die hemelse heerlikheid. Wetende, die Here doen dit met my.
want hy wil Christus sigbaar maak in my lewe. Ek sluit met die aangrypende uitspraak van Paulus in Filippense 3 vers 10 tot 11 wat ook hieroor praat. Daar sê Paulus: al wat ek wens is om Christus te ken. Ons ken dit goed. Dit sê ons amen. Die krag van sy opstanding te ondervind. Ons sê amen. En dan sê Paulus: en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Het jy al agtergekom, baie mense wat hierdie teks aanhaal, hulle haal nie daai gedeelte aan nie. Hulle haal net die eerste gedeelte aan. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. En dan sê hy: en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, soos wat ek deur lyding, beproewing en swaar kry afgebreek word en my ou mens al hoe minder vat plek in my lewe, al hoe meer sterf, totdat ek eintlik in die graf ingaan, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Mag die Here ons help om met geestelike oë na ons lyding, swaar kry, te kyk as instrumente om die praktyke van ons ou mens dood te maak en Christus sigbaar te maak in ons lewens, sodat die Vader verheerlik kan word. Mag die Here vir ons genadig wees en vir ons help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid U. Ja, Here, U is 'n God van liefde. En dit wat U vir ons beplan, en dit wat U vir ons in die oog het, is soveel meer as wat ons kan bid of kan dink. Baie keer kyk ons vas teen ons omstandighede, teen ons beproewing, teen ons lyding, teen ons hartseer, en ons vergeet dat U met ons besig is. Dat U met ons op pad is. Ons dank U vir U genade en liefde. En ons weet, Here, U meet dit verskillend uit vir verskillende mense. Ons verstaan dit nie. Ons weet U is God, U is alwys, U is almagtig, en U is in beheer. Geef ons die genade om U hand helder en duidelik te sien, te buig voor U, en met vreugde, voluit vir U te lewe, met die oog gerig op Jesus, en met die wete dat daar 'n hemelse heerlikheid vir ons wag, wat dit wat ons hier beleef, by verre oortref. Wees U vir ons genadig, Here, en hou vir ons naby aan U. Ons bid dit om U naamsonwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers.